gevaarlike gebed is dit? En ek moet vir julle sê, die Here daag op 'n plek wat niemand sou verwag nie. Want kom ons wees nou maar eerlik, as ek nou vanmôre met jou moet eerlik wees, en ek is jammer, as dit dalk nou so bietjie jou babbel gaan blaas, maar niemand is by 'n troue vir die pastoor nie. Niemand's daar vir my nie. Ek sê vir elke kappel, luister hier, dis 20 minute vandat jy instap tot jy uitstap, want niemand is daar vir my nie. Dan sê soos nee, dankie, nou weet die fotograaf ook, hoe weet, en tye en al die goeders. En ek vra vir die Here, maar mag U Gees nog steeds opdaag, mag U Gees nog steeds iets nuuts kom doen, en mag U Gees nog steeds iets tasbaar in die mense wat daar is teenwoordigheid bring. En ek kan vandag vir jou sê, dit was 'n gevaarlike gebed om te bid. Want ek moet vir jou sê, die enigste ding wat nie gebeur het nie, is ons het net die duiwels uitgedryf nie. Maar die Gees van die Here was so teenwoordig, omdat daar waar ons hom noodwendig nie verwag nie. En die Here toets my hart in dit. En vanmôre wil ek hierdie vir jou kom sê, dat jy is veronderstel om in die kerk die Gees van God te verwag. As jy in 'n kerk sit, en ek praat nie met julle nie, ek praat met enige iemand wat hierdie kyk, as jy in 'n kerk sit en die teenwoordigheid van God is nie daar nie, get out. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Want as hy die plek op die stoel verloor, op die troon verloor in die kerk, wil ek vandag vir jou sê, is dit 'n besigheid. Ek eer die Here vir die feit dat in hierdie gemeente het ek vir die Here gevra, haal my van die kansel af, the day it's not about you. Wel, ek is nog hier. En God is nog getrou. En ek wonder by myself of ons bewus is van die feit dat hy is nog steeds dieselfde God, al het die datum verander. Nee? Vanoggend, toe sit ek met die woordjies, die lettertjies daar op die bordjie wat daar bo die koffiecounter staan, die van julle wat nou glad nie bewus is, hy sal daar vir 3 jaar nie, kan gaan kyk, hy's daar, en ek sit die woordjies in, en ek sit die 25, en toe besef ek, nee, maar wag, is nou 26. En die oomblik toe ek die 26 sit, toe ek natuurlik met my F-klas wiskunde, het ek die 9 plaas van die 6 gehad, toe sien ek, dit lyk nie reggie, toe haal ek hom nou uit, en ek sit die 6 in, en die oomblik toe ek die 6 in sit, toe sê die Here vir my, net soos wat jy die 6 identifiseer van die 9, so is jy veronderstel om my Gees te identifiseer van die ware Heilige Gees en die nabootser. Want kerk kan lyk soos God, en proe, en optree soos die Heilige Gees, but it's not. Ek sê nou hier om kerk sleg te maak nie. Ek sê hier om jou te vertel. Want Johannes 5 vers 17, toe die Here vir my hierdie skrif gee, toe sê ek so half bietjie. Hy sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. En ek dog toe, Here, wat probeer jy vir my sê? Want, kom ons wees nou maar eerlik, wie het 'n absolute amazing 2025 gehad? 4. Wie het ek is bly hy's verby gehad? Ja, nee, 90% van, maar nou gaan van julle wat, great, ja, en ek bly verby, ja. Dit was 'n moeilike jaar, die jaar 2025, en ek gaan sit by die Here en ek vra vir hom, hoekom? Want jy sien, ons stap hier die nuwe jaar in, sonder om voor te gee dat die vorige jare absolute sukses was. Daar's sekere wenne, daar's sekere verlore. Vir baie in die afgelope jaar was gevul met verlies, teleurstellings, onbeantwoorde gebede, finansiële druk, siekte, gebrokes, verhoudings, uitputting. Party van ons het die jaar afgesluit met die vraag soos, waar is die Here? Nee? Dalk, hoekom het ek nog nie deurbraak gesien nie? Dalk was jou vraag hierdie jaar wat jy geëindig het, hoekom het dit gevoel asof niks gebeur het nie? En ek is so bewus van die feit, dat wanneer ek en jy by mekaar kom, is ons nie hier om te kom treur oor dit wat in die verlede gebeur het nie. Ons kom by mekaar om ons geloof reg te stel in wat God nog wil doen.
Okay, wie wil gou treur oor laas jaar? Ons wil jou gou 'n oomblik van stilte gee. Waar is julle? Hier's tissues. Okay. Ons is nie hier om te treur oor laas jaar se mislukkings nie, want ons verklaar en ons sê elke keer dat die God wat ons dien, His mercies are new every morning. Sy goedendierendheid is nuut elke liewe oggend, maar ek en jy hou so vas aan laas jaar. Nou weet ek, die jaar is nog net 4 dae oud, ek is nou nie impulsief nie. Ek onthou laas jaar asof dit 2 dae terug was, maar dit was 4 dae terug. God hou nie op werk omdat ons dit nie sien nie. God se kalender pas nie in by jou kalender nie. Hallo. Ek word wakker hier by 3 uur, die eerste dag van die nuwe jaar, want toe daar mense so horlosies was so 'n bietjie agter. Hulle het nie besef hulle moet 12 uur crackers blaas nie. Toe besluit hulle 3 uur is nou die guldige geleentheid om al die crackers te skiet. En ek word wakker en ek sê vir die Here, as dit nou die teken is van die nuwe jaar, dan is ek nou bekommerd. Want ek wou nou nie hierdie jaar so ingegaan het nie. En so ry ek gister hier na die kerk toe, en ek bel een van my vriende en ek sê vir hom, ek het nou net iets gesien wat my baie bekommerd gemaak het, en ek gaan dit nou vanoggend met jou deel. Ek ry af hier in die straat op pad kerk toe, in die hoë groot een na, bo, ek weet nie wat sy naam is nie. En dan kom 'n ou van vooraf gestap. En julle, hy het nie laas jaar se hemp aan nie. Hy het so 5 Kersfees terug se hemp aan. Want hy's nou 'n crop top. Weet hy sit nou hier op die middel en die hemp is opgetrek. En die man het 2 verskillende klere tipes plakkies aan. 'n hopeloos te kort hempie, 'n hoed wat so skeef staan, 'n sigaret in die hand en 'n Castle Light 8:45 in die oggend. En die man is op pad teen die straat af. En ek sê môre en hy sê, "Hallo." Ek sê, "Goed, dankie." Ry ons verby mekaar. En ek sê vir die Here, "Here asseblief, mag dit nie 'n profetiese woord wees vir my jaar nie. Want dan beteken dit my klere is te klein, my plakkies is die verkeerde grootte, ek kan nie ver gaan nie, lyk my ek is dors en lyk my longe klap hande." En ek sit so en is asof die Heilige Gees vir my sê, dis nodig dat ek en jy bietjie die humor weer begin raak sien in die lewe wat ek en jy leef. Want jy sien, ons gaan so kop af vorentoe, ag, nuwe jaar, nuwe dinge, ons gaan maar net dieselfde aan. En Habakuk 1 vers 8 kom sê vir my hierdie dat God is ver verby wat ons sien. Hallo, God is ver verby wat jy nou sien en wat jy nou moet beplan. Habakuk 1 vers sê, kyk onder die nasies, let op en wees baie verbaas, want ek doen 'n werk in julle daar wat julle nie sou glo as dit vertel word nie. Hallo, kan ons net gou hierdie vanmôre vang? As die Here vir jou moet vertel waarmee hy besig is, gaan jy hom nie glo nie. En as die Here presies vir jou sê wat hy mee besig is, gaan jy dit dalk in jou hande oorneem. Ek sal nooit vergeet op hoërskool, dan sê die juffrou, hier's die som, hier's die antwoord, doen dit net so, en dan kry jy dit nog steeds verkeerd. Nee? Dis in ons natuur. En ek voel net vanmôre om vir julle te kom sê dat Habakuk was nie verward nie. God het sy volk gelei, maar hy het niks sin gemaak oor hoe hy dit doen nie. En ek wil vandag vir jou sê, as ek vir myself vanmôre preek is, dat daar sekere dinge wat die Here mee besig is, wat niks vir my sin maak nie. Ek het nie 'n koek en klou waarmee die Here besig is nie. Ek verstaan nie waarmee hy besig is nie. Ek verstaan nie die goed baie keer waardeur hy my sit nie. Dalk is ek op 'n plek wat ek sê, Here, kom doen net iets. Nee? Okay, nee, dan preek ek maar vir myself. Kom ons sluit af. Ek kan hierdie by die huis gaan lees. Maar hoor jy vanmôre wat ek vanmôre wil tuis bring? Is dat ek en jy sien baie keer so uit in die materialistiese dinge. Soos byvoorbeeld, wie het 'n nuwejaarsvoorneme gemaak? Moenie jok in die kerkie steek op jou hand. Nou is hulle almal so heilig. Nee. Onthou dat ek jou Februarie vra, hoe ver trek jy met hom? Onthou dat ek jou Maart maand vra, hoe ver trek jy met hom? Want jy sien, ons as kinders van die Here het baie keer net iets niets nodig. Ons het net elke keer iets niets nodig. Ek het iemand gehoor Oktober wat vir my sê, nee, volgende jaar gaan ek dit doen. Ek vra toe vir hom, hoekom wag jy tot volgende jaar, want dan is dit 'n nuwe jaar.
Nuwe jaar, nuwe ek. Nee? Ek hou Facebook dop, as 'n klomp nuwe jaar, nuwe ek goeters, hoor. Dis 'n klomp nuwe jaar, nuwe ek goeters. Ek gaan hierdie jaar absoluut niks verander nie. Sorry my vrou, ek gaan dieselfde bly. Maar hoor gou vanmôre. God se stilte beteken nie God se afwesigheid nie. Hallo. God se stilte beteken nie God se afwesigheid nie. God se verborge werk is steeds heilige werk. Ons soek sigbaarheid, maar God hou van stabiliteit. Ons het hierdie verwagting wat dikwels ongoddelik ontwikkel word. Ons het baie keer hierdie verwagting van die Here gaan nou dit doen. Ek wil vandag vir jou sê, as die woord sê dat sy genade is nie elke liewe dag van my lewe, hoekom moet ek wag vir 'n nuwe jaar om nuwe goed te doen? Hoekom moet ek wag vir 'n nuwe datum om iets te doen? Om iets te verander? As ek en jy kom verklaar dat hierdie woord is lewendig en kragtiger as en skerper as 'n tweesnydende swaard en wat is 'n murg en been sny, wil ek vandag vir jou sê, as dit is wat ons glo en ons glo hierdie woord is lewendig, dan is ek en jy op 'n plek veronderstel om te wees en te verstaan dat hierdie woord gaan nie verander nie, maar jy gaan. Ek voel of ek baie praat. Ek voel hoekom die Here dalk hierdie jaar nie vir jou iets gaan sê nie, is omdat die proses nie in jou hande gelaat kan word nie. Kan ek gou my hart met jou oopmaak, maar moet nou nie inklim met spykerskoene nie, is dit oké? Van julle het messe in julle sakke, bære hulle gou. Ek staan, nou dag sit ek by die Here en ek spoel so met my hart uit teenoor hom. En ek noem al hierdie goed. En die Here sê vir my, hoekom probeer jy die wêreld oorwin as dit my werk is? Toe sê ek soos, lekker dag Here, verder goed gaan baie. Ek en jy wil baie keer die Here wêreld se laste dra, terwyl hy sê, hy het gekom en hy het die wêreld oorwin. Nie jy nie. Dis nie jou werk nie. Kry jou hande uit die proses uit. Prediker 3 vers 11 sê, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die ewigheid in hulle harte gelê, sodat die mens die werk wat God doen van begin tot einde kan uitvind. Ek en jy wil verstaan wat die proses is, wat die tydlyn is, wat die manier is. Maar die skrif sê dat ons kan nie alles begryp nie. Ek hou daarvan om te weet wat aangaan. Dis nogal my persoonlikheid. Vra nou vir Shemaine hulle wat saam met my werk. I need to know what's going on. Eendag sê een van my vriende se paas vir ons, hy sê, luister hier, vertel my die waarheid, al gaan dit jou in die moeilikheid kry, maar hoe moet ek jou beskerm as ek dit nie weet nie? Hoe moet ek jou beskerm as ek nie die waarheid weet nie? En ek vra vir myself hierdie vraag af, hoeveel keer bid ek en jy tot die Here asof hy nie die waarheid weet nie? Ek wil vandag vir jou sê, as daar iets is wat jy nie voor die Here kan bely en voor hom kan sê nie, al weet hy dit, en jy dit nog steeds nie kan sê nie, wil ek vandag vir jou sê, is dit die rede hoekom hy jou dalk nie gaan sê waantoe hy op pad is met die wil van jou in sy lewe nie. Geloof is om God te vertrou voordat ons enigiets sien. Ek wil vandag vir jou sê, dat ek dink die Here doen sy beste werk wanneer ek en jy stil is. Ek dink die Here doen ook sy beste werk wanneer hy stil is. Wanneer ek en jy vra, Here, wat nou? Here, waar nou? Hoe nou? En in hierdie jaar is my gebed dat ek en jy sal stil word en die Here die kans gee om iets te doen. Want jy sien, daar's te vinnig te veel profetiese woorde wat rondloop. Daar's te vinnig te veel, ek verklaar hierdie oor jou. Ek spreek hierdie oor jou. Ek bid vir jou, hierdie jaar sal dit en dit en dit gebeur. En dan vat ek en jy dit, en ons bou ons hele lewe in die begin van die jaar op dit. Wanneer God stil is hy besig. En hy kan jou nie dadelik sê waarmee hy besig is nie.
Hy gaan jou wel, en hier is my die mooiste deel, hy gaan jou wel inlig solangs die tyd, net om jou nog steeds geïnteresseerd te hou. Jesaja 64 vers 4, van ouds af het niemand dit gehoor of opgemerk nie, geen oog het God gesien nie, buiten u nie, want die werk vir die een wat op hom wag. Hy werk vir die een wat op hom wag. Jy geweet om stil te staan beteken nie om te stagneer nie. Beteken om te wag. Want God is besig agter die skerms om mense op te rig vir dit waarvoor jy gevra het. God is besig om deure oop te sluit en toe te sluit waaroor jy gebid het. God is besig om te beskerm teen die dinge wat jy nie eers sien en van weet nie. Kan ek vanmôre 'n persoonlike vraag vra? Jy hoef nie te antwoord nie. Maar op hoeveel beloftes van die Here het ons al opgegee? Op hoeveel woord van die Here het ons al opgegee? Het ons as verlore beskou? En dan raak ons kwaad vir die Here, omdat dit nog nie gebeur het nie. Dan raak ons upset met die Here. Elke keer wanneer 'n woord nie in vervulling kom nie, dan vra ek vir die Here om dit weer vir my te bevestig. En as hy dit vir my bevestig, dan weet ek hy's nog besig. Genesis 50 vers 20 sê iets moois, en dit is my interessant dat julle in die begin van die Bybel is, maar hy sê, julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie bedoel, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Nou Josef het jare deurgebring in verraad, gevangenisstraf, onbekeerlikheid. Hy het in soveel goed deurgaan, maar God het Josef nie vermors nie. God het nog steeds gekies om Josef te vorm. Nie waar nie? Party dinge het dalk nie uitgewerk in die laaste jaar of dalk in die laaste paar jaar nie, want jy is dalk nog nie gereed nie. Om te vroeg dit te begin sou jou dalk gebreek het. Dit sou jou afgetrek het van wat God beplan het, en definitiewelik vandag vir jou sê, sou die verlies groter gewees het, omdat jy te hastig was. En nou wil ek vandag vir jou die volgende vraag vra. Kan ons ophou dink ons is gereed? Kan ons ophou dink ons is all that? Maar Here, ek is reg. Nee, jy is nie. Maar Here, kyk, ek het hierdie gedoen. Nee, dis mooi. Maar jy is nog steeds nie reg nie. Jy sien, baie keer is ek en jy so voorbereid. Ek praat nou dag, kyk ek 'n video van dis mos nou 'n nuwe ding vir 'n jong laaitie om 'n Hilux te bestuur op die strand. Dis mos nou 'n nuwe cool ding, né? Nee? Maar sy pa sal nooit daai bakkie vir hom gee om gou Spar toe te ry nie. Né? Nee? Maar sy pa langs hom sit op die strand, waar hy dalk net iemand kan doodry en nie mense en karre nie. Is dit fyn? En dan vra die seentjie op die video vir hom, kan ek nou ry op die pad? En die pa sê, nee, jy is nog nie reg nie. Kan ek ry op die pad? Nee, jy is nog nie reg nie. En sy pa sê vir hom, okay, dit is eenvoudig. Sit op die stoel en as jou voete onder op die grond raak, kan jy ry. Julle daai laaitie lê so onder die stuurwiel in. En hy draai die voete kry by die pedale en toe hy die voete touch, dis sy pa vir hom, okay, kyk by die windscreen uit. Hy sê, papa, ek dink ek's nog nie reg. Sy pa sê, ek dink ook nie, jy's al reg nie. En baie keer dink ek in die geestes in die helm lyk ek en jy soos daai laaitie. Om by die pedale uit te kom. Ons kan nie eens voor ons sien nie, maar ons kan daarom by die pedale uitkom. En ek wil vandag vir jou sê dat dis nie God se plan vir my en jou nie. Hierdie jaar is nie 'n plek wat God enigstens sy vertroue aan jou hoef te bewys nie. Die feit dat jy vandag nog hier sit, beteken hy is nog getrou. Die feit dat jy jou oggend vanoggend oopgemaak het, dat jy jou oë vanoggend oopgemaak het, beteken hy het nog 'n plan. Die feit dat jy vanmôre hier is en vir my luister, beteken hy het jou gestuur en hy het nog 'n plan. 2 Korintiërs 5:7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur dit wat ons sien nie. Wil jy nie in jou Bybel kyk of dit by jou ook so staan nie? Of is hy uitgeskeer?
Want ons wandel nie deur geloof, deur dit wat ons nie sien nie. Hierdie jaar wil ek vir jou dit sê, dat ons gaan nie alles duidelik sien nie. Ons gaan nie alles emosioneel voel nie. O, Here, ek voel U. Nee? Ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees wat ek en jy aanbid is nie 'n gevoel nie. Dis 'n wete, 'n vaste vertroue. Ja, dit kom baie keer deur die hoendervleis en dit kom baie keer deur die gevoel. Dis nie 100% die waarheid, maar ek het ook al hoendervleis gekry toe verby Spar se yskas stap en dit was nie die Here nie. Hy het nie vir my gesê koop hierdie choppie nie. Nee. So my hart is, mag ons die Here hierdie jaar nie op gevoel dien nie, mag ons hom aanbid op wie hy werklik is. Mag ons gaan op dit wat hy sê, want ek wil vandag vir jou sê, ek beleef dit en ek het dit regtig gesien in 'n droom. Het ek die Here gevra, wys my waar is die kinders van die Here en wat moet ons hierdie jaar doen? En die Here wys vir my, hulle is soos 'n rollercoaster. Op en af, agter die thrill aan. Dis nie so lekker as ons opgaan nie, maar voor ons weer afgaan is dit lekker. En ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat ek en jy ophou soos dobbertjies in die see rondval. Dis tyd dat ek en jy staat maak op dit wat die Here sê. Ons gaan nie elke vertraging verstaan nie, ons gaan nie elke geloofstap verstaan nie, ons gaan nie elke gebed verstaan nie, ons gaan nie elke woord wat die Here dalk op ons lewens spreek verstaan nie, maar ek wil vandag vir jou sê, dit gaan jou stig totdat jy gereed is. Het jy geweet dat Jesus het gelykenisse vertel in die Bybel, dat die gehoor wat daar was, glad nie verstaan het wat hy gesê het nie. En later het hulle dit verstaan. En so gaan dit met my en jou in ons lewens. Elke keer wat Jesus 'n gelykenis doen of daar iets wat ons vertel, gaan ons dit nie verstaan nie, maar die dag wat ons op die plek is wat dit in ons lewens van toepassing is, dan maak dit ewe skielik sin. As ek vir jou moet sê hoeveel keer ek al gepreek het oor gelykenisse en nou stories in die Bybel, want die Here wys my elke seisoen van my lewe iets anders oor daardie gelykenis. Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag wat Christus kom. Hallo, sê vir jouself, hy het iets begin, en hy gaan dit klaarmaak. Okay, nou gaan ons dit weer doen. Self, mooi. Ek wil vandag vir jou sê, God het nie ophou werk nie. God het nie van jou vergeet nie. God het nie verlede jaar misluk nie. Jy het dalk, maar hy het nie. Wat hy begin het, sal hy voltooi. Wat hy begin het, sal hy klaarmaak. En ek wil vandag vir jou sê, ons het baie keer sien ons vordering in dit wat ons fisies en emosioneel en geestelik en finansiëel beleef. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar's vrug op dit waarvoor die Here jou roep. Jy sien dit dalk tog net nie. Want die God wat ek en jy dien, bly dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. Ek en jy verstaan dalk nie die proses nie. Ons ken en verstaan dalk nie die uitkoms nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat mag hierdie jaar nie 'n jaar wees wat ons moed opgee nie. Mag hierdie jaar is dat ons dieper vertrou in dit wat die Here kan doen en dit wat hy sê hy kan doen. Mag ek en jy net so 'n bietjie weer gaan spotcheck op die dinge wat ons dalk verloor het en gemis het. Mag ek en jy vir 'n oomblik stil word. Mag ek en jy op en na die kalender kyk en die Here volgens dit oordeel. Mag ek en jy hierdie jaar die Here vertrou vir sy tydsberekening op sy tyd. Want ek beleef ons is in 'n tyd wat dit al hoe makliker raak om te verval in dit wat nie die Here is nie. Ons lewe in 'n tyd wat dit so maklik raak en so vinnig raak om ons oë te vestig op hom wat met die mikrofoon staan en nie op hom wat hom geroep het wat met die mikrofoon staan nie. Ek kan jou nie in die hemel kry nie. As ek jou daar moet kry, moet ons draadknip aan die kant by die klein hekkie, nie by die voordeur nie. Maar hy wat my en jou gekies het, wat ons gevorm het, wat ons gemaak het, hy is die een wat dit kan doen. Staan jy alright? Is jy okay? Ek wil nou net sê, ek het lippies, ons kan mond tot mond.
Dat Tannie uithelp. Is Tannie alright? Maar wat anders sê, arms in die lug. Sy. Mag ons hierdie jaar God vertrou vir iets nuuts. Mag ons hierdie jaar God vertrou om iets nuuts wakker te maak. Mag ons hierdie jaar God vertrou om ons te wys die klein tekens langs die pad en nie die massive billboards wat ek en jy wil hê nie. Jy gaan nie die afrit mis nie. Hallo. Hy sal seker maak jy mis nie die afrit nie, maar maak seker jy ry nie te vinnig nie. Maak seker jy ry nie te vinnig. Kan ek vir jou bid? Vader, ek kom bid Here hierdie jaar. Vader, mag ons alles wat ons voel verlore is en mislukkings was, mag ons dit agterlos. Mag ons dit in U hande oorlos. Here, mag ons geloof kies bo frustrasie. Selfs wanneer ons dit nie sien nie, mag ons glo dat U besig is om te werk. Here, gee ons vrede en gee ons moed in die wagtydperk vir die reis waartoe U ons vertrou vir hierdie jaar. Here, mag hierdie jaar 'n jaar wees wat ons U vertrou. Maak nie saak wat nie. Mag hierdie 'n jaar wees, Here, wat ons onsself oopstel om te sê, Vader, ek hoef nie te verstaan waarmee U besig is nie. Ek gaan nie teen dit rebelleer nie, Here, maar ek gaan staan op U woord. Mag ons dit doen in Jesus naam. Amen. En amen.